Sê vir my, hoeveel tubes het jy al gechange? Glo dit of nie? Nie een nie. Wow. So ek is tubeless actually. Wat natuurlik beteken ek het nie 'n binneband nie, so ek het slijm in die binnekant. Okay. Ek kan wel vir jou sê ek is al deur bitter baie dorings. As dit sal nie verbaas wees as dit omtrent rondom 100 is nie. Dis nou maar net wat ek rolweg probeer skat as ek ry en ek sien op die wiel, daar so sit 5 of 10 op 'n slag in. Maar ja, dis 'n bietjie van 'n vreemde gevoel, want soos hulle vir jou sê, jy moet net aanhou ry, jy moet net daar binne los. Ja. Sover baie goed. Al die dorings is maar seker aan die binnekant, maar ek het nog geen probleme gehad tegnies met die fiets nie. Hersê. Ja. Wat sal jou boodskap wees aan die mense wat jy op die pad gaan ontmoet vorentoe? Ek sal sê lewe en weer eens. Ek dink ek sal die boodskap oordra, wees dankbaar. Wees dankbaar, geniet wat jy het, vergeet van die wêreldse dinge, vergeet van die aardse dinge. Wees dankbaar dat jy op hierdie oomblik, op hierdie tyd, op hierdie pad kan wees en Namibië kan sien of waar ook al jy is. Wees dankbaar vir dit wat jy het en geniet dit. Nou wat en wie inspireer vir Estienne? Ek het 'n paar mense waarna ek opkyk. Dis groot name, mense soos David Goggins. Dis 'n Amerikaanse ou wat verskriklik mentally baie sterk is. Mense kan maar self gaan kyk op YouTube oor David Goggins. Michael Jordan, ook 'n groot super sportster, basketbalspeler. Cristiano Ronaldo. En dan ja, net hierdie mense wat jy weet die omstandighede waarvan af hulle gekom het en wat hulle bereik het op die einde van die dag. Jy weet, en dis groot name, dit klink baie cliché, maar as 'n mens regtig gaan kyk na hierdie mense se lewe en hulle video's, daai mense is verstandelik op 'n ander vlak. Hulle is ongelooflik sterk, ongelooflik gedrewe en dit is iets wat vir my soos regtig verskriklik erg motiveer. Ek het 'n groot liefde vir die mind. Om die mind te druk tot sover as wat jy kan, om uit jou gemaaksone uit te kom en te kyk wat jy eintlik binne jou het. Want ons gee gewoonlik baie maklik op en ons, soos ek ook vroeër gesê het, ons is so gemaklik in ons gemaaksone, maar as jy jouself kan druk, dan sien jy wat jy eintlik binne jouself het en hoe sterk die mind eintlik is. Wat sou jy beskryf as een van die mooiste ervarings natuurgewys op jou reis tot dusver? Hoe alles aan die lewe bly en hoe alles oukei is ongeag die omstandighede. Ek sit baie keer so langs die pad, dan sal ek nou eet en dan kyk ek net op die grond voor my. Dan sien ek hierdie klein insekte en hierdie mure, jy weet, en die voeltjies wat in die middel van nêrens is. So ver as dit my oog kan sien, is daar nie 'n boom nie, daar's nie water nie, maar hulle lewe, hulle maak 'n lewe en hulle pas aan by die natuur. Ja. Jy weet, hulle vra nie, hulle is net daar en hulle werk met wat hulle het en hulle oorleef. En ek dink dis 'n goeie manier hoe ons as mense ook kan leer van dit af, is om net te wees in die oomblik en die realiteit te aanvaar vir wat dit is en om dit te maak werk. Want as jy so kyk na die natuur en die diere, hulle maak dit werk en hulle pas aan. En hulle doen eintlik so goed. Maar vinnige vraag, Yes. jy sê net een van hulle. Pap of rys? Pap, Vleis of wors? vleis, Toyota of Land Cruiser? Land Cruiser, Rugby of sokker? rugby. Hoekom rugby? Ek het self rugby gespeel van die ouderdom van 4, 5. Dit was vir my ook 'n groot droom om eendag professioneel te speel, maar dit was nie die plan vir my lewe gewees nie, maar ja, baie lief vir rugby. Baie dankie en sterkte vorentoe. Baie dankie.